Dag sê, dankie en welkom hier op nog 'n propvol uitsending van Kletskompas. My naam is Okito Kreek. Vandag is Dinsdag die 5de April. In vandag se program sal ek en Annemarie de Tooy bietjie praat oor die nuus. Later is Lennard Witbeen in die ateljee met my om oor Afrikaanse hiphop fees wat die 3de Mei in Reeword gaan plaasvind te gesels. Ons kyk ook na die Agri Monitor. In vandag se koerant is daar ook 'n fokus Power Sparks Namibia. Dit gaan oor krag, elektriese krag en daar is nog veel meer. So bly by ons. Baie dankie. Lekker mooi klikkies wat julle daar vir ons ingestuur het en die kompetisies loop voort, so stuur asseblief nog meer. Annemarie de Tooy, dis nou jou eerste voorblad storie op Republikein. Veel geluk. Baie dankie Okito. Ja, dit was nogal 'n groot een vir my, groot eer gewees om 'n storie te kon skryf wat op die voorblad opgeëindig het. Maar voor ons praat oor daai storie, kom ons praat oor hierdie goeie nuus, hierdie groot belofte wat gemaak is, 5000 huise vir Hoofstad beplan. Wat dink jy daarvan? Kyk, ek het dit gelees en dis soos jy sê, dis goeie nuus, maar dit is 'n groot belofte. Ek dink, soos wat ons sê, daar is al beloof, so ek hoop eintlik maar net op hierdie stadium dat dit realiseer. Want ek dink daar's baie mense wat duim vashou vir dit en wat hoop vir dit, so ek hoop regtig dit realiseer, maar ek wil nie te vinnig, te opgewonde raak nie. Ja, kyk, as ons kyk na ons rekord, veral hier van die Nasionale Behuisingsonderneming NHI, wat vanaf 1993 tot 2024 maar 18.300 huise kon bou. Dis nou oor 30 jaar. Ja. En om in 1 jaar 5000 huise te kan bou, dis 'n groot vraag. Ons het dit eintlik egter dringend nodig. Ja, nee, definitief. Ek dink Windhoek is in 'n ernstige behuisingskrisis. Daar is nie genoeg blyplek vir almal wat hiernatoe kom nie en ek dink baie mense kom natuurlik hiernatoe want is die hoofstad, dis waar die werk is, dis waar die geld is, essentially in Namibië. So ek dink ons het dit regtig nodig. Ek hoop regtig dit realiseer en ja. Ons sal 'n oog hou daarop, maar kom ons praat bietjie oor hierdie storie wat Aurelia Afrikaner vir ons geskryf het. Dis ook op die voorblad. 'n Blinde ma se stryd om in 'n plastiek skuiling te oorleef. Dis 'n baie hartseer storie. Ek het bietjie met Aurelia gesels en dis een wat nogal swaar op haar hart ook lê. Ek dink om 'n ma van 3 te wees, jy kan nie sien nie, jou kinders kan nie skool gaan nie want hulle het nie dokumente nie. Dis 'n baie swaar lewe en ek hoop regtig dat die feit dat daar nou bietjie lig daarop geskyn word op waardeur die Namibiese mense gaan, dat dit haar dalk bietjie sal help en dat sy iewers net hulp kan kry, want ek kan nie dink dat dit maklik kan wees om 2 kinders te hê en dan moet jy kan nie sien nie, jy's hulpeloos, jy's heel hulpeloos. Ons hoop maar dat die dorpsraad daar besoek gaan lewer of ten minste die skoolowerhede 'n plan gaan maak om die kinders in die skool te kry, al het hulle nie dokumentasie nie. Dit is grondwetlike reg hier in Namibië dat 'n mens opleiding of onderhoud skool toe moet gaan. So ons hoop daarvoor. Maar kom nou by hierdie storie van jou verwyder skoolhoof is die Kommandant gemeenskap. Waaroor gaan dit? Dit was 'n groot storie gewees. Ek moet sê, ek het nie besef hoe diep dit gaan toe ek kom begin skryf het natuurlik nie. Maar dit gaan oor Awas Primêre Skool wat in Katatura is. Se skoolhoof dreig dat sy die taal van Khoekhoegowab gaan wegvat by die skool. En dit is dis skokkend dat daai dreigement daar is en dat dit so lyk want dit is 'n Damara taal en dit is grootendeels 'n Damara area daar waar Awas Primêre Skool is en ek het toe nou 'n bietjie gaan ondersoek instel en bietjie met aktivis Sean Garisep gepraat. En Garisep het toe vir my gesê dat daar's 'n klomp agterdogte dinge wat aangaan. Hy sê byvoorbeeld dat die Ministerie van Onderwys 'n ondersoek begin het sonder dat daar 'n formele klag ooit ingedien was
En hy het toe nou op die einde van die dag op 10 April sy formele klag ingedien. En hulle is nou besig met verdere ondersoek, maar op dieselfde tyd is die skool en die ministerie besig om poste te adverteer vir ander tale, nadat hulle nou net gesê het, hulle wil nie noodwendig hierdie taal wegvat nie. So dit lyk baie agterdog, en dit is nog 'n ontwikkelende storie, so ons sal dit nou nog verder volg. Maar ja, dis 'n swaar saak vir die Damara mense, om te dink dat, en weer eens, daar word beweer dat dit nie die eerste keer is dat hierdie skoolhoof, dat mevrou Nujoma dit probeer doen nie. Sy het dit by 'n ander skool ook probeer doen na bewering. So ja, ons volg die ontwikkelende storie. Beslis, ons sal dit nou volg, omdat ons is ook so lief vir ons Afrikaans, en ons sal dit nie durf as iemand dit probeer wegvat, veral vir ons kinders. Hulle moet in hulle huistaal, ten minste in die begingrade, moet hulle in die huistaal leer. Dis deel van die onderwys of half hulle reëls of hulle wette, is dat elke kind het die reg tot huistaalonderrig tot ten minste in graad 3. En dan begin die ek wil sê oorslaan, dan slaan hulle nou oor in van graad 4 af in Engels in, maar die reg is daar, elke kind het die reg tot huistaalonderrig tot ten minste graad 3. Ja, dit is belangrik, en ook die resultate is daar, dat 'n kind beter leer in sy of haar huistaal van die begin af. Maar baie dankie Annemarie, wel gedaan, en ek hoop ons sien jou weer in die nuusstoel. Dankie Ogeto, ek hoop ek kan weer die geleentheid kry om hier by julle te wees. Dankie, bly by ons het nog baie vir julle. Dankie. Dankie, kom ons loer weer na die weer. Wat is gevoorspel vir die komende môre, Woensdag die 16de April? Ons sien daar Katimolelo sal 16 tot 31 grade wees, bietjie bewolk. Op een hande is dit 19 tot 32 grade, Ruacana 21 tot 31 grade, Tsumeb 20 tot 28 grade, op Omaruru 19 grade tot 30 grade, sonnig daar, windhoek ook sonnig, alhoewel 16 tot 26 grade, Gobabis 17 tot 27 grade verwag vir môre. Henties Bay is dit 15 tot 19 grade, bietjie koel daar. Op Rehoboth 17 tot 28 grade verwag, Mariental 18 tot 30 grade, Keetmanshoop 17 tot 27 grade, Lourdes 14 tot 27 grade, Arnhemsvlei 15 tot 26 grade en Oranjemund 13 tot 23 grade, ook baie sonnig daar in die suide. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Ons gas vandag in Agri Monitor is die voorsitter van die Raad van die Rio Meat Processors, Sarel de Tooy. Die uitvoer-abattoir en vleisverwerkingsaanleg by Rehoboth het onlangs sy eerste 18 ton verslagte beesvleis na die buiteland uitgevoer. Ons gaan ook gesels oor die topgehalte Desert Wagyu wat plaaslik geproduseer is en ook uitgevoer is. Daar beskinder ons oor die kwessie van die terugkeer van die omstrede uitvoerende hoof van Meatco. In die nuus is die nuwe minister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Dr. Mac Albert Hengari, wat sy personeel toegespreek het. In terms of expanding, and especially given the significant rate of rural to urban migration that we see in our country. The next thing that we need to do, number two,
is to enhance agricultural productivity and food security. So the first step is to ensure access, is to ensure that we roll out. But after we have that in place, we definitely need to enhance agricultural productivity and food security. In this regard, we must initiate and implement comprehensive policies and strategies that aim at boosting agricultural productivity, food security, and enhancing the technical capacity for both communal and subsistence farmers. Our work will be done when every farmer in this country is a commercial farmer. Then we know that our work. Because to subsist is to remain perennially in poverty. You live from day to day and you are subject to the weather. You're subject to climate. And we all know the impact of climate change as we see it today. So our key measure really of performance should be how many farmers are we moving from subsistence to commercial, and how many commercial farmers are we moving from national competitiveness to global competitiveness. Then we know that our job is done. As a ministry, we need to ensure the provision of veterinary and plant health services, which constitute a firm foundation for improved agricultural productivity, increased food security, and create opportunities for sustainable growth within the sector. Now, we all know, for example, what Ja, dankie. Daar het ons nou gehoor wat onze nuwe landbouminister Albert Hengari te sê gehad het, maar ons los eers die geliefkoeste landbou agter en gaan na 'n ander geliefkoeste onderwerp. Dit is rympies na musiek in Afrikaans. Met my in die ateljee is meneer Lennard Witbeen om met ons te gesels oor die Afrikaanse hiphopfees vir die 3de Mei. Lennard, hoekom 'n hiphopfees in Afrikaans? Eerstens, baie dankie Ogeto vir die geleentheid om met jy en jou luisteraars te praat. Amor McNabb Productions het gevoel, wat se talent het ons in hierdie klein dorpie, wat ons noem huis, wat ons noem tuis. Wat sy daarmee opgekom het is klomp jong manne, wat in die dorp bly en wat in die dorp sing en wat in die dorp rap. So rap is mos 'n bietjie deel van die hiphop kultuur. Ja. Met dit saam het sy gevoel, if they are upcoming, Yes. why not bring somebody that's more experienced? Dis nou name soos Jericho, Aiksa en so. Laat hulle in 'n manier idols kan kry of models kan kry na wie hulle op kan kyk. So vir die 3de Mei het ons daai aan die gang, die Afrikaanse Hip-Hop Festival. Het gaan noodwendig in Afrikaans wees, Ja. gaan 'n bietjie Engelse woordjies wees en 'n bietjie kwek ook. Mooi. En daai gaan wees Saterdag die 3de Mei in die mooi dorpie van Reebot, by die Reebot Stadium By self. die Reebot Stadium. Ja, vanaf 12 tot 6 uur in die namiddag. Dink jy julle sal die stadium kan volmaak? Die stadium is redelik klein, amai. Okay. Maar ons ken ons Kalkrant is daar, Dordabus is ook daar, Aries is ook daar en natuurlik ons mense van Windhoek is welkom om daar te kom. Ja. Vir nou het ons $100 vir die hek. Okay. Dit sluit uit ouers of die bejaardes en enige iemand onder 6. Okay. Dit sal redelik groot wees. Ons praat van jumping castles hier vir die kinders. Mooi. So ek sien persoonlik daar, kyk ek is wel nie 'n kind hier, maar dit sal so goed wees om op hierdie ouderdom 'n bietjie jumping castle en 'n bietjie water slide ook saam met die Reebot burgers te doen. Ja, lekker. En Jericho natuurlik 'n groot trekpleister. Natuurlik, hy gaan ook daar wees. Kyk, die rede vir Jericho se invite is Jericho has a history of having used drugs before on an abuse level. Nie net gebruik nie, maar misbruik. So met dit gesê, Jericho has changed into a person wat die jeugdiges op kan na kyk en kan sê, but if he can do it, has done it, and can keep up that trend, hoe kan ek dit doen? So ons gebruik die musiek en die hiphop kultuur om die mense te leer dat hiphop is nie net oor die en daai nie, maar jy kon daai gewees het in jou verlede. But if you're able to change and still be in hip-hop,
Wat sê dit vir die jonger gawes? Wat sê dit vir dies wat nou 6 jaar oud is wat hy dag nie gaan betaal nie? Ja. It basically sends the message that music unites and music can bring so many people from so many cultures under one theme Yes. at the same event. Yes. En op die einde van die dag voel Amor McNabb, sy is die organiseerder van hierdie event. She wants to cultivate culture of productivity. Okay. As jy vandag optree op hierdie stage met so 'n groot naam soos Jericho, what can you guys produce 6 months down the line? What about 1 year? Because at the end of the day, sy wil dit jaarliks doen. Okay. Okay. Die groter picture is 'n massiewe gospelkonsert so 5 tot 6 jaar hier vanaf. So vir die tyd en wyl wil ons maar net hy vertroue bou Ja. van Vernaam Rehoboth. If the audience knows well and if you have kept abreast with media, Rehoboth is one of the hubs in Namibia waar almal dwelms of gebruik of misbruik of verkoop. Ja. So with this said, and as a community member of Rehoboth, the McNabb family, Amor feels quite strongly to the fact that young mense dryf vanaf skoolwerk, as opposed to sporting activities, hulle gaan verkieslik pad langs sit en rook. Ja, ja. This has destroyed lives. Yes. Not a life. A life destroys a household destroys a community. What if this is the whole of Namibia? So ons praat nie net van die streekie, maar van die hele land op die einde van die dag. So through this event, the Hip Hop Afrikaans Festival for the 3rd of May, that's the ultimate aim. Take young people, get their creative side out, and through one person, influence their homes and their communities op die einde van die dag. And it's so important to get young people involved in the arts and creative expression. I feel that a lot of the problems that we have is because people don't have avenues with which to express themselves. You know, Ogeto, through my tour Saturday after meeting Amor McNabb, I got to discover that RHB has an arts and culture center, like a school. And dis een van die ways waarmee iemand kan, for instance, studies have shown if you're a smoker and out of 8 hours you smoke 8 hours, but out of the 8 hours you have 6 hours to do something, it then minimizes the amount of time you spend on that not so creative activity to 2 hours. What if the activity builds you? Dan voel jy, nee, maar kom ek spandeer 7 ure daarop. What if the activity is then your passion? Dan raak dit 8 ure. 1, 2, 3 sien jy, die persoon doen nie meer dwelms nie, hulle is nie meer deel van gangs nie, en hulle voel meer produktief as hulle uit die huis uit gaan, en hulle kom meer uit as 'n ander persoon. And that is what we're looking forward to. But further to that, to see a new Minister of Arts, Youth and Innovation, I think because she will be there, Sanet, as well as her deputy, Dino Baloti, alongside other parliamentarians, would be there that Saturday. It is such a blessing to know that Osie Sanet sal daai dag teenwoordig wees, fisies aan my. Ja. Nie deur 'n videoboodskapie of 'n voice note nie. She's not using technology. Okay. Sy gaan fisies daai dag teenwoordig wees and to know it and to feel her presence as a new minister, barely 2 months into her reign, gaan vir my en ek dink almal wat daar is of sal wees baie mooi wees, to know that they're not only about speeches, which she's making today, is te doen ook met aksie. Sy gaan teenwoordig wees. Julle kan foto's met haar neem as julle so voel. En to know that she's investing time. Een van die duurste goed op hierdie planeet. To be there is beautiful. En Dino ook, natuurlik hy hou baie van sports. So dit gaan goed wees om vir hom op die jumping castle of op die water slide te sien, of hier en dan sommer 'n bal met die kinders 'n bietjie rond te speel. Ja, pragtig. En sê my van die liedjies wat gespeel gaan word en gesing gaan word, die musiek oor die algemeen, die boodskap veral in terme van rap en hip-hop, is dit opbouende boodskap? Ek weet veral rap het 'n reputasie van die boodskappe is nie so goed nie. Het jy al nog geluister of weet jy van sekere van die kunstenaars? Hoe dink jy? Die antwoord is ja. Opbouend is what our focus is en ons sien uit na Aixa wat van die baie af gaan kom. Ons praat van 4,5 ure van reis, né? Ja, met 'n positiewe boodskap. And Amor did alert me that the basic requirement to perform on that day is create happiness through your music. Bring 'n boodskap deur jou musiek to the extent where wanneer mense daar vandaan gaan, daai dag, moet hulle kan sê
hierdie is 'n lentjie wat ek huis toe gaan dra of in my hart gaan dra of in my hoof gaan dra. So we're looking forward to figures like Jericho actually spitting the rhymes, doing the beats, and showing us what it is like to have been, to be, and want to be a phenomenal figure. There's a line from a Jericho song that always sticks with me, still like an athlete running. Daai mos van die Hetta Patete van 2010 met Tuna en ek onthou is Max T, hulle se squad. En daai is die tipe musiek wat ons bevorder. And alongside CIC as one of our sponsors, and of course the universal brand called Coca-Cola. Hulle het tog aan boord gekom om te sê what, when, where's the people, can we talk more? And JR Advertisement also came on board. Onthou Reboort is 'n klein dorpie. And that's why drug use and whatnot is easily transferable from person to person, want hulle het baie kontak met mekaar. So if you do it, I would do it. JR Investments or Advertising has come on board to give something phenomenal alongside the other phenomenal sponsors. Hulle gaan 'n banner gee aan my. Julle ken mos miskien Church Street. Kyk, ons weet daar's tog net een stel robots. Maar 'n bietjie na die robots in Reboort. Kyk maar net op. You will see that JR Advertising has sponsored a banner for the Hip Hop Afrikaans Festival. Excellent. And we're looking forward to more, not only companies. Dis maar net 'n lesie wat ons vir nou het. Aangesien mense nou eers van die boodskapie hoor en van hulle 'n bietjie 'n rukkie terug. We're looking forward to more and more individual sponsors coming on board. We don't have much time, so I don't want us to miss out on the opportunity. Where can people get tickets? Tickets are attainable for now through Amor McNabb. If time allows, I will surely give the details as well. And through Amor's details, you can get your tickets for $100. Wat is haar nommer? Haar nommer gaan wees 081 144 9088 0811 44 9088. Julle kan in verband tree met Amor en sy gaan vir julle verwys na waarom die tickets te kry. En persoonlik sien ek uit, ek gaan die MC mos nou daai dag wees. Lekker. Ja, heeldag. Heeldag. I look forward to having yourself there as well as your team and everybody under the roof for one message. Transfer a message to one to affect everyone. Excellent. Ons sal daar wees. En met dit is ons aan die einde van ons onderhoud, maar ons het nog ietsiekie vir u. Bly by Klets Kompas, sien u nou net. Irango Med is a leading distributor working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irango Med is committed to making a difference. What about you? Lekker man, lekker. En daar het julle dit nog 'n kletskompas vir vandag. Môre is ons weer by julle vir nog 'n kletskompas. So skakel weer in en baie dankie. Totsiens.